Goed, kom ons kyk gou vanaand na die nuwe wet. Die nuwe wet wat Yeshua die wêreld gebring het toe hy op die aarde gewandel het. Kom ons kyk gou hoe lyk sy wet. Ek gaan begin nie soos gewoonlik in die ou verbond nie, maar ek gaan begin in die hernieuwde verbond. Jy sal sien in die Hebreëus bestaan daar nie iets soos 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament nie. Daar staan die ou verbond en die hernieuwde verbond. Die ou verbond het Yeshua kom hernie. Hy het die volk en die wêreld en die disippels niks niets kom leer nie. Hy het hulle iets kom leer wat hulle van die begin af gehad het. Matteus 15 vers 3, maar hy antwoord en sê vir hulle: waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle eie oorlewering? Jy sien, ons ouers duisende jare terug het al afgedwaal van die Vader af. En dat ons eie wette begin maak en dat ons dit aan ons kinders geleer en soos het oorgedra van geslag tot geslag tot geslag. En later het hierdie oorlewering het gebooie geword in ons huise. En ons het ons aandag hierop begin vestig. En ons het die gebooie of die gebod van die Almagtige het ons kragteloos gemaak. Wat ons aan die einde van die dag die weg kon wys na die deur van die koninkryk van die Almagtige. Matteus 15 vers 6. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak terwille van julle oorleweringe. Matteus 22 vers 36. Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jy sien, hy het nie na hom toe kom hardloop en gesê, wat is die groot gebod? Hy het gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Want die wet het bestaan uit verskeie gebooie uit. En hulle wil weet, in hierdie wet, watter gebod is die grootste? Want hulle het hom versoek. Ek en u weet presies wat die groot gebod is. Ons hoef nie vir ons ma en pa te gaan vra wat die groot gebod is nie. Ons kan maar net in Exodus 20 gaan. Markus 7 vers 8. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan in die oorlewering van mense vas. Die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard, dit doen julle baie. Markus 7 vers 9, en hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Markus 10 vers 5. Jesus antwoord en sê vir hulle, vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskryf. Moses het die gebod geskryf. Vanweë die hardheid van die volk se harte, van die begin van die skepping af, van Adam se tyd af. Dis nie ding wat 3-4 jaar terugkom nie. Dit kom deur die geslagte van hierdie volk van die begin af. Dis hoekom Noag die ark moes bou. En daar net 8 mense gered is uit gehoorsaamheid. En die wat ongehoorsaam aan die Vader was, het vergaan. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor redetoos, en hy wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? Jy sien? Hulle probeer hom versoek, hulle probeer hom uitlok, dat hy met 'n antwoord gee, wat anderster is wat die Almagtige hom gegee het om te sê, en anderster is as ek en jy weet wat die Almagtige gesê het. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. As jy terug aan daar waar Moses van die berg af gekom het, sal jy agterkom, dis presies dieselfde gebod wat Moses die volk geleer het 6000 jaar gelede. Markus 12 vers 31. En die tweede hieraan gelyk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Die grootste gebod in die wet is om die Almagtige lief te hê met alles. Die kerk en die Christendom kom leer vir ons moet net ons naaste lief hê. En die kan maar gaan lees en die kan maar luister na al die preke. Dit gaan net oor naaste liefde en geen liefde tot die Almagtige nie. Hy is demokraties uitgestem uit al ons kerke uit. Johannes 10 vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang, sê Yeshua. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is, wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Johannes 12 vers 50. Johannes 13 vers 34. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Nou hier ruk die Christene die dam heeltemal onder die uit. Hierdie versie, Johannes 13 34 sê, hier het Jesus kom sê, jy moet net jou naaste lief hê. Hy het ons hier 'n nuwe gebod kom nie. Ons hoef niks en niemand meer lief te hê nie, ook nie die wet nie. Ons moet net ons naaste lief hê. Maar ons lees nie die versie om te verstaan nie. Ons lees die versie sodat ons eie wederstrewigheid en ons eie hardnekkigheid kan regverdig. Ons lees die versie
om ons eie swakheid en ons papheid te kan bedek met ons verstand, sodat ons nie weet wat ons lees nie. En dis presies wat die Satan wil hê. Luister mooi na Johannes 13:34. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Jy sien, toe Moses die gebooie by Sinai gegee het hy gesê, jy moet jou naaste jou broer lief hê soos jouself. Yeshua sê dit 'n bietjie vroeër. Hy sê, die eerste gebod is, jy moet die Almagtige lief hê, met alles. Die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die gebod wat hy sê, sy eie gebod sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Wat nêrens in die gebooie voorkom. En dis waar die verwarring is. Sy gebod sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Wat nêrens in die skrif staan nie, behalwe hierdie versie. En dis die versie wat die Christene verdry, om die liefde tot die Vader af te skeep, om net horisontaal lief te hê en die vertikale liefde heeltemal te verwerp. Johannes 15:12. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê net soos ek julle lief gehad het. Sien nie? Dis nie 'n vervanging van die ou gebod nie. Hy het nie die eerste en die tweede gebod kom vervang nie. Hy sê, hierdie is my gebod, hier's nog eenetjie, hoor. Ek sit nog eenetjie by, as julle gedink het, hy is te moeilik. Hier's nog eenetjie. Ek sit vir julle nog een by die 633. Hulle is nou 634, hoor, hier's 'n ekstra enetjie. Dis nie die enigste gebod nie, dis die ekstra enetjie wat ek vir julle kom gee, sê Yeshua. Romeine 7:10. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my geblyk die dood te wees. Dis Paulus. Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Paulus, Romeine 7:12. Hy sê, die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my geblyk die dood te wees. Want onthou, hy het die Christene vervolg, hy het hulle vermoor. Hy was die grootste vervolger van die gelowiges. Daaroor spreek hy hierdie, want hy het 'n agtergrond wat ek en u nie het. Hy sê in Romeine 7:13, het die goeie dag vir my dood geword. Nee, stellig nie. Maar wel die sonde, dat het kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kan word. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag geen valse getuienis lewer nie, jy mag nie begeer nie, watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Romeine 13:9. Paulus se woorde. 1 Timoteus 6:14. Dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Messias. 2 Petrus 2:21. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid glad nie geken het nie, as dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Jy sien, ons keer die Vader se gebooie net eenvoudig af. Ons skiet hulle af, soos wat 'n liggaam weer 'n maraats afskiet. Ons stel nie belang om die wet te hoor of daarna te luister nie. Want ons verstaan die Bybel soos ons wil. Ons verstaan Vader se woord soos ons hom wil lees. En nie soos wat hy hom geskryf het nie. Want ons verdraai Paulus se versies tot ons eie verderf aan die einde van die dag. 1 Johannes 2:7. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Is daar 'n nuwe gebod wat hulle verkondig het? Nee. Het daar 'n gebod bygekom? Yes. Yeshua het sy eie gebod daar bygesit. Enetjie ekstra. Vir die wat nie hierdie kan hou nie, daar's weer nog enetjie. In Johannes 4:22. En hierdie gebod het ons van hom ontvang, dat hy wat God liefhet, ook sy broer moet lief hê. Ons is terug by die eerste 2 gebooie. 2 Johannes 1:4. Ek was baie bly dat ek van u kinders gevind het, wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het. 2 Johannes 1:6. Dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Matteus 5:19. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die Almagtige. Nou gebruik die Christen hierdie versie, en die Satan gebruik hierdie versie, om vir jou te sê, dis te moeilik om die gebooie van die Vader te hou. Moenie eens probeer nie, dis te moeilik. Die skrif sê self, jy kan nie. Want hier staan dit in Matteus 5:19. As jy een gebreek het, het jy almal gebreek. Maar hy lees nie verder nie. Hierdie is gemik op die apostels en die disippels en die leraars en die profete en die dominees en die pastore. Elkeen wat hierdie, ten minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer om dit te doen, hy sal ten minste genoem word in die koninkryk van die Almagtige. Maar
Die wat dit hou en die mense so leer om het te hou, hy sal groot genoem word. Dominee, priester, pastoor, wat die Sabbat verwerp, wat Kersfees saam met die heidene hou, wat Paasfees saam met die heidene hou, en wat met die heuningkwas elke Sondag in die kerk sit en die gemeente se kollekte vat. Jy moet hierdie versie gaan lees. Matteus 19 vers 7, en hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik die Vader. Maar as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Yeshua sê nie, glo in die Vader nie, of glo in my nie, hy sê, toch, Markus 19 vers 17, as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Geen argument, geen verwarring en geen verdraaiing nie. Duidelike taal, wat Yeshua om hierdie antwoord. Markus 12 vers 29, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, hoor, ons Almagtige is 'n enige God. Lukas 1 vers 6, hulle was albei regverdig voor die Almagtige, en het al die gebooie en die regte van die Almagtige onberispelik gewandel. Soos koning Dawid, soos Moses, soos Abraham en soos Yeshua dit weer vir ons kom leer. Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Geen nuwe gebed nie, geen nuwe verbond nie, geen nuwe testament nie, net 'n ekstra wet, 'n nuwe gebod wat Yeshua self gesê het, wees mekaar lief soos wat ek julle lief gehad. In Johannes 2 vers 3, hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. In Johannes 2 vers 4, hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is geen waarheid nie. Die waarheid is tog die weg. Die waarheid is tog die weg. Eksodus 15 vers 26, nou gaan ons 'n bietjie terug. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na al sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Eksodus 16 vers 28. Toe sê die Almagtige vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uitgelei het in die slawehuis. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Kyk hoe bid ons vandag voor die kruis met die goue Jesus beeldjie en Moeder Maria en die kerktoring se katolieke kruis op. Gaan kyk 'n bietjie hoe lyk dit daar by ons in ons kerke. Hierdie gebooie is verwerp hoor. Die kerk het dit uitgewerk. Want hierdie gebooie is nie belangrik nie, jy moet dit ook nie weet. Die grootste gebod is om die Almagtige lief te hê bo alles. As u vanaand sê ek het hom lief bo alles, dan beter jy uitkom onder die kruis en die goue beeldjie van die Jesus van die katolieke kerk. Ek bewys barmhartigheid en duisende wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Dit beteken jy mag dit nie in onbruik laat nie. Levitikus 27 vers 34. Dit is die gebooie wat die Almagtige Moses by die berg Sinai vir die kinders van Israel beveel het. En toe sê die Vader vir Moses, hy moet dit leer vir die kinders en hy moet dit sing as 'n lied. Julle moet die lied van Moses aanleer en die volk moet hom kan sing. En dan kom ek in Openbaring in die hernieude verbond, Openbaring 15 vers 3. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van die Almagtige, en die lied van die Lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, u wette, u verordeninge en u insettinge. Romeine 7 vers 22, voor ek afsluit, verse wat die kerk en die Christene verskriklik baie gebruik. Paulus het gesê, ons is nie meer onder die wet nie. Die wet is gekruisig. Maar hulle lees net een versie. Hulle stel nie belang om die volgende versie te lees nie. Romeine 7, ek vind dis 'n wet wat met my gewete saamstem, wat kies om die goeie te doen, omdat die bose naby my is. Watter wet is daai? Dis die wet van die Almagtige. Dis die wet wat vir ons die weg na die koninkryk van die Almagtige wys. Want ek verheug my in die wet van God, vanuit die innerlike mens. Paulus se woorde in Romeine, gaan lees dit asseblief. Die volgende versie, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat oorlog maak teen die wet van my gewete. Ek is 'n ellendige mens, wie sal my red uit hierdie liggaam van die dood? Ek dank God, dit is deur ons meester, ons verlosser, die gesalfde. Ek is daarom nou met my gewete 'n slaaf van God se wet, maar in my vlees 'n slaaf van die wet van die sonde. Jy sien, die wet van die sonde het Joshua kom kruisig. Hy het tog gekom vir die volk se sonde, om hulle te probeer bekeer van die sonde. Hy het nie sy vader se wet kom kruisig nie, maar omdat ons die skrif nooit lees nie.
Glo ons net hierdie versie wat met die preekstoel afgekondig word. En ons weet nie watter wet gekruisig is. En nou raak ek in 'n debat met iemand betrokke oor die woord van die Almagtige. Dan vra ek, wanneer laas het jy jou Bybel oopgemaak en gelees? Het jy 'n Bybel? Ja, ek het. Wanneer laas het jy die Bybel gelees? Kan nie onthou nie. Kan ek 'n stelling maak? Jy het 6 maande laas jou Bybel oopgehad en self gelees. Ja, jy is reg. As dit is hoe jy die Bybel lees, sal jy die weg na die koninkryk van die Almagtige nooit vind nie. Maar dan gaan soek jy raad by die balpriesters van die Satan en hulle sal jou presies vertel wat jy wil hoor en nie wat jy moet weet nie. Mag die Vader ons weer terugbring na die wet van gehoorsaamheid en dat ons nie mislei word deur die balpriesters van die Satan nie. Shalom.